Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug. Dit is tyd vir volgens Grant en media besprekings en Christel Cornelissen sluit volgens ons aan. Goeiemôre Christel. Môre kollegas. Morning. Christel, ons hou aan met die reuse diplomatieke fout. Ja, dit is 'n interessante storie. So die FSA het nou ons ambassadeur Ebrahim Rasool het hulle uit die land. Hulle het gesê hy moet gaan. Hulle het gevra om te gaan. Weggejaag is die woord waarna jy soek. Ja. Weggejaag is die woord waarna ek soek. So hy moet sy lappe vat en hy moet gaan en hy moet terugkom. Nou daar's verskillende kante hierna. Daar's kenners wat sê hulle het 'n fout gemaak. Jy weet, hulle moes eers 'n nota gestuur het. Daar's 'n manier hoe die diplomatieke diens werk. Dan is daar ander kenners wat sê hy het 'n jy weet ons sit met eier op ons gesig. Ebrahim Rasool is nie 'n vreemdeling vir omstredenheid nie. Hy tweet graag, hy praat graag, hy gee graag sy mening. En ek dink nie dit is wat ons in hierdie stadium in ons diplomate nodig het nie. Wie ons diplomate is, dink ek is ook iets waarna ons as Suid-Afrika moet kyk. So daar's kenners wat sê Amerika het heeltemal teen die norm opgetree. Dis nie hoe jy maak met 'n ambassadeur nie, dis nie hoe die reëls werk nie. Dit mag so wees, dis Amerika se probleem. Ons moet kyk wat ons doen. Ons moet kyk wie is die mense wat ons die wêreld instuur om ons beeld te gaan uitdra, om ons te gaan verteenwoordig. En hoe diplomaties hy hierdie werk gedoen het, die kan ek nou nie. Ek sê niks, ek lig uit my wenkbroue. Pierre se oë kyk al agter toe soos dit rol. As jy 'n diplomaat is, moet jy seker diplomaties wees, nê? Nee. 'n Mens dink dis een van die boksies wat jy moet tik wanneer jy nou daar by die lughawe was, nou as hulle by 'n ouer TV sê, okay, jy gaan nou, is jy seker jy het hierdie onder die knie. Hier's 'n diplomaat boksie en hier's 'n aktivis boksie. Dit is so. En watse ene is jy? Ja. Daarom. Veral in die posisie waar ons onsself in hierdie stadium bevind. Nou ons president het gesê, weet Amerika, hulle gaan ons nie bloedtik nie. Dit is jy WhatsApp stuur en Ja. niemand lees nie. Hy sê nee, guys, moenie worry nie. Hulle gaan ons nie bloedtik nie. Hierdie is 'n hiccup, moet nie worry nie. Ons worry meneer president. Hulle het ons gebloedtik, hulle het baie meer as dit, hulle het ons uit die groepie uitgeskop. En hier sit ons nou. Nou wat nou? Nou ons was nie vreeslik aktief geweest in die FSA as diplomatieke korps wat ek kon sien nie. Miskien gaan hulle vir jou sê luister, hulle is agter die skerms, hulle geweldig gewoeker. Waar is ons afvaardigingssoent? Jy weet klaar, blyklik kry die Suid-Afrikaanse regering nie eens 'n afspraak met mense wat saak maak nie. Dit sê iets van ons diplomate. Ja, dit is hulle werk om agter die skerms bande te bou. Dit maak nie saak wie oor die Lady R beklei nie, dit maak nie saak wie oor AGOA beklei nie. Dit is jou bande wat jy bou. Dit is hulle werk. Inteendeel, wanneer as ek sulke kwessies soos AGOA te sprake kom of wat president Trump onlangs gesê het oor die grondonteieningswet, dan is dit juis die tyd wanneer 'n diplomaat op sy hardste agter die skerms werk. Dit lyk nie asof dit gebeur het nie. Nee, dit lyk nie. En selfs al hier het gebeur, gaan dit nie nou verder gebeur nie. As dit agter die skerms gebeur het Marco Rubio byvoorbeeld nie daarvan geweet nie. Wanneer kan 'n mens nou verwag dat ons 'n nuwe ambassadeur in die Verenigde State kry? Dit hang af wie jy vra en wie gaan ons stuur, Peer? Seker nog 'n kader? Dit is gevaar. Daar's mense wat ek het gister 'n interessante naam gelees, Ernie Els. Het hulle gesê miskien moet Ernie Els ons ambassadeur in die FSA, want hy kan golf speel, nê? Dit is baie belangrik. Ek weet nie. So, ons gaan buite die boks moet begin dink om hierdie verhouding reg te Dis sien. heeltemal buite die checkersakkie wat jy nou dink. Jy dink nie buite die boks. Ja, hy het luister, ons kan nie aangaan soos wat ons aangegaan het nie. Ja, ek het niks. Jy lyk nie oortuig nie. Ek is vas Jy iemand in die else. se nommer. Hy's baie daai. Hy's 'n vriendelike man. Hy speel golf. Ja, okay, nou goed. Ek luister nou nog na 'n radiostasie, ek sal nou nie sê wat se ene nie. En toe sê die omroeper, selfs in ons donkerste dae van apartheid was daar nog altyd 'n ambassadeur in Suid-Afrika welkom in die Verenigde State. Om nou uitgeskop te word, is 'n skreiende skande. Dit is nie lekker nie. En ek kom terug by jy kan sê Amerika het verkeerd opgetree. Dis nie wat hulle moet doen nie. Dis nie wat die Wene konvensie bepaal oor diplomatieke diens nie. Dis Amerika se saak.
Ons moet voor ons eie deur begin vee. Korrek. Ja, ek dink ook net hy's nie 'n onervare man nie, so jy moes van beter geweet het. Jy moes van beter geweet het tot jy besluit het ek gaan op sosiale media en in webinars sê wat ek wil. Jy moes van beter geweet het op hierdie stadium. Ek is nie seker hoe ons gedink het die FSA gaan reageer nie. Hulle is gevoelig vir alles wat hier by ons gebeur, ewe skielik. Ja. Tjoe. Christel, dan oor na 'n baie ontstellende storie. Ons soek nog steeds vir Jocelyn. 17 getuies later, ons is in die 3de week van die Jocelyn Smith saak. 17 getuies en ons weet nog steeds nie waar hierdie kind is nie. Nou, ons het al baie oor hierdie saak gepraat. Gaan ons antwoorde kry? Ek weet nie. Kelly Smith, wat Jocelyn se ma is, Kelly Smith is een van die beskuldigdes. Haar suster is in die polisie. Sy het getuig Maandag. Sy het onder andere getuig dat sy vir Kelly klomp vrae gevra het. Gesê het, weet, waar is Jocelyn? Hoekom is sy in die skool toe nie? Waar het jy gewerk? En sy sê, my suster, ek het reeds hierdie vraag. Ek weet jy is in die polisie, maar ek het reeds hierdie vraag beantwoord. Wat vir my so klein bietjie kommer wek, is soos dat die getuienis aangaan, is dit asof daar al hoe meer inligting aan die lig kom van mense wat onraad vermoed het. Tjoe. En ergens het iets deur die krake geval. Weet jy, mense sê die polisie moet byvoorbeeld geslagsgeweld bekamp of hanteer. En jy weet, ons moet na ons kinders kyk. Maar jy kan nie 'n polisieman in elke huis hê nie. Dit is wat hulle in Engels sê, it takes a village. So ons het mekaar nodig om na mekaar se kinders te kyk. En dit voel vir my amper asof hier mense is wat kon geweet en moontlik nog steeds weet waar hierdie kind haar bevind. En of net in daai stadium gesê het, wel, hulle voel nie gemaklik om te sê nie, of hulle was dalk bang, of hulle was geïntimideer. En sy het tussen neus en ore verdwyn. Ons weet nog steeds nie waar sy is nie. Ja, en baie van die gehoor sê nou dat jy weet sy wel verkoop is en sy is verkoop vir haar hare en vir haar oogkleur en so aan. Dis ontstellend. Ek dink op die einde van die dag is die enigste persoon wat eintlik vir ons die waarheid gaan vertel, Kelly, die ma. En dit is as sy gewillig is, want dit lyk vir my as jy hoor na die getuienis of almal so half sê maar sy weet waar haar dogter is of wat met haar dogter gebeur het as jy nou verstaan daarop gaan. En so mens wil eintlik net sê kan iemand net die waarheid en die hele waarheid praat want almal in daai gemeente se hart breek eintlik vir die situasie en wat gebeur het in die gemeente. Ek weet nie, jy sê mense sy moet verduidelik. Weet, partykeer voel dit vir my, jy wil iemand vat en jy wil hulle bruk en vir hulle baie mooi vra. Ja. Sê vir ons. Waar is jou kind? Ja. Sê net vir ons. Maar jy weet, hulle ontken skuld, so dit gaan nou nie help. My plan gaan nie help nie. Nie dat mense dit doen nie. Ja. Mense vra mooi. Dit net Christel, dan oor na die kosmoskieter skuldig moord was beplan. Dit is inderdaad so. So Paul Prinsloo het vroeër skuld beken aan moord op sy vrou en haar dogter. Wat hy gesê het is dit was nie met voorbedagte rade nie. Hy wou hulle net 'n les leer. Die regter in die Pretoria se Hooggeregshof het dit nie aanvaar nie. Dit was interessant vir my gewees. Hy sê hy het vir hulle hy wou vir hulle wys wie's baas in die huis. En toe die regter gesê maar luister net so bietjie hierso. Nee, weet met 'n gelaaide jaggeweer Wys jy vir niemand niks. jy wys vir niemand niks nie. Dit was vir my interessant, jy weet hy sê hy het tyd gehad om oor die moorde te besin voordat hy dit gepleeg het. So hy het 'n vuurwapen gehaal wat reeds gelaai was. Hoekom het hy dit gedoen? Is hy net wou wys wie's baas. Hy het agter Magdalena aangehardloop nadat hy reeds haar dogter doodgeskiet het. En dan wat hy sê is moord met voorbedagte rade verwys nie noodwendig na 'n moord wat dae of maande lank voor die tyd beplan is nie. Enkele minute is genoeg om 'n moord te beplan. Wat nogal vir my interessant is, jy weet, dit is mense dink aan die flieks en iemand wat sit en hy het 'n murderboard en Planne maak, ja. Ja, dit is nie so nie. Weet as jy by jou verstand is en dan het jy nie maande of jare nodig om hierdie te beplan nie. En dit is wat die hof toe nou vir hom gesê het. Hoopelik bring dit 'n mate van afsluiting vir die twee vroue se familielede. Mense kan nie sê berusting is jy weet, is dalk baie gevra. Maar dit is dalk 'n hoofstuk wat afgesluit word dat hulle kan aangaan met 'n lewe, maar hy het nog gesê ek het dit gedoen. Weet en ek dink dit kan tot 'n mate van genesing lei. Iemand wat sê, weet ons het nou in die Jocelyn saak ook verwys, weet mense soek antwoorde. Iemand wat net sê luister, dit is wat gebeur het en baie keer help dit ook net om te sê is jammer. Ek weet wat ek gedoen het het jou seer gemaak. Christel, baie duur moppe en penne.
Luister, dit is twee goed wat 'n mens moet in belê, is 'n goeie mop. Ja. Mens wil nie sukkel nie. En skryfbehoeftes, dit is so. Ek weet net nie van die bedrag hieraan gekoppel nie. Dit is City Power wat bedrieglik R335 miljoen in 6 maande op mislukte instandhouding en infrastruktuurprojekte spandeer het. Maar dit klink haalbaar, instandhouding, Instandhouding, geboue ja. en so. Dit klink verseker haalbaar. Hier is onder andere 'n buurt waar daar 11.000 onderbrekings in 1 week aangemeld is. So mense kan sien dat hulle baie geld nodig het. Die probleem is, dit het toe nou nie tot daar gekom nie. So hulle het kabels gekoop en klaar blyklik het die hoofde by City Power het geweet dat hier fakture is wat bedrieglik is. En ek weet ons het tot op R335 miljoen gekom sonder dat dit gestop is. Nou kyk jy daar vir 'n mop, dis 'n mooi mop daai. So 'n 50 liter kos R1.500 naaste my. So City Power betaal R3.060. Sjoe. Ja. Ja. Dan kyk ons na die big penne en soos ek sê 'n mens moet 'n pen hê wat skryf. Ja. Dit is so. Ballpoint. Ekskuus? Ballpoint. Ja. Ek weet nie wat hier is nie. Gold point, ek weet nie. R24.000. Dan Wat? lig Wow. ja, Is dit hulle penrekening? Vir hoe lank? 6 maande. Hulle skryf Hulle baie, skryf hulle maak baie. notas. In die tyd van digitalisering. Ja, hulle maak notas, hulle maak omvattende notas. Aha. Goed. Volgende, dan air freshener. R17.000. Ek weet. Ek gaan iets niks moet daaroor baie. sê. Jy kan die hele Johannesburg verfris vir daai Ek ruik 'n rot. Ja, Ek dit is ruik 'n reg. rot. Dit is my spot nou daar. Jy ruik 'n rot. Nee, jy ruik air freshener. Luister, my spot nou hiermee, maar dit is absoluut niks snaaks hier aan nie. En iemand het geweet hier is 'n baie groot, vet, stinkende slang in die gras en niemand het enige iets daaraan gedoen nie. Nou 6 maande later is dit R335 miljoen en 'n paar moppe. En mense se krag is nog steeds stuk. Kristel ons hoef nie te kla hieroor nie. Dit is 'n ding wat nou maar oor die algemeen aanvaarbaar is in Suid-Afrika. Ons oorbetaal vir alles wat op 'n kontrak uitgaan en is oneffektief en 3 maande later moet dit oorgedoen word. Tot hiertoe en nie verder nie. Ja. Dit mag nie vir ons normaal word nie. Ek sien weet met ons president wat altyd sê hy's geskok oor hoe dit in skole lyk of hoeveel pittoilette daaroor is of hoekom Johannesburg so verval het. Hy's geskok hieroor. Nee meneer, ons is nie geskok nie. Ons weet daarvan. Ons weet hierdie goed. Jy ook meneer die Dit mag president. nie meer, dit mag nie normaal word. Dit mag nie normaal wees om R3.000 vir 'n mop te betaal as jy R1.500 vir hom kan betaal nie. Nee, ek stem saam met jou, want wanneer gaan ons gaan, okay, dis nou dit. Ons trek nou die lyn, ons is nou oor dit. Ons het al. Want verstaan, jy kan nie aanhou, Johannesburg kan nie aanhou sit sonder krag en goeders werk nie, maar tog betaal ons hierdie en soos jy sê R300 miljoen later dan iemand nog net iets te sê nie. Word al daai mense afgedank. Word al daai mense hof toe gesleep, verstaan wat betrokke is en te gaan hy tronk toe. Want verstaan, wat is die nagevolge van hierdie berre wat ons lees die heeltyd? Dit is inderdaad so 'n gevolgbestuur, nê? So jy het geweet wat nou? Wat gaan die gevolge vir jou wees? En as dit nie jy is nie, watter amptenare Ja. met die gevolge dra? Ek bly in Garsfontein. Ons krag was gister weer vir die grootste deel van die dag af. Dis 'n daaglikse verskynsel. Dit is glad nie meer vir ons vreemd nie. Party dae is dit nie lekker nie want dan is jy 'n bietjie gefrustreerd, maar dit is nie vreemd nie. Ja. Maar dit kan nie aanvaarbaar wees nie en dis dieselfde hier, nie vir hierdie bedrag nie. Ek het net hulle big penne gebruik om die krag te koppel man. Kristal, wat verdien universiteitsbase? Baie. Hulle word in big penne betaal. Duur big penne. Big bucks. Ja, big bucks. En moppe. Dit is baie geld. Ek wil sommer net vir julle 'n paar Universiteit van Johannesburg R5,8 miljoen. Wat is die titel van die miljonair? Dis fisiekanselier. Fisiekanselier. Ja. Wow. Dan die Tshwane Universiteit van Tegnologie TUT 5,4 miljoen. Stellenbosch Universiteit 5,3 miljoen. Is hierdie per jaar? Ja. Durban Universiteit van Tegnologie 5,1 miljoen. Julle, dit is baie geld. Ons het aan die begin van die jaar en elke aan die einde van die jaar het ons studente wat betoog, mense wat nie hulle registrasiegelde kan bybring nie. Partykeer is dit nie enorme bedrae nie. Hulle is agterstallig van 'n vorige jaar, so hulle kan nie weer registreer nie want hulle skuld geld. En dan kyk ons na hierdie bedrag geld wat hoofde van instellings verdien. Ek is seker hulle werk regtig hard. Werk jy vir R6,8 miljoen hard? Die weet ek nie. Wits is een van die universiteite wat bekend is daarvoor. Fees mas vol, net by Wits begin.
So die studente wil gratis studeer. Die hoof daar kry 6,8. Hulle daar's nie, jy weet dit maak eenvoudig nie sin. Wat moet jy doen om 6,8 miljoen rand te verdien by 'n instelling wat nie winsgewend veronderstel is om te wees nie? Weet jy lei mense op. Dis nie 'n geld maak. Dis nie 'n beleggingsskema waar jy jou wins moet wys nie. Jou wins is elders. Daar verskil sekere mense van mekaar. Wie verskil? Wie is die mense wat verskil nie nou? Die mense hulle wil betaal word. Ja, hulle wil betaal word, ja. So, jy wil gratis studeer, maar iemand moet betaal word en iemand moet nogal big Baie bucks betaal betaal word. Dit voel net vir my universiteite het 'n ander funksie. Hulle praat byvoorbeeld van oor iemand verduidelik en sê maar onthou hulle moet nou medies ook betaal en werkloosheidsversekering, daai goeders wat ons almal moet betaal. Ja, nee, ons moet hulle almal betaal. Ja, almal doen dit. Maar my Net sê, salaris is sjoe, ek gaan okay. net sommer vir julle sê, ek verdien nie 5,8 miljoen rand. Da- Net, maar ek is nie daar Ja, nie. jy's 'n rapsie onder dit. Is 'n raps. Daar's mense wat nie eers in 'n jaar verdien wat die mense in 'n maand verdien nie. Nee, ja. Wat waarskynlik hulle belasting wat afgaan is waarskynlik meer as die gemiddelde mense se salaris. Maar nou verduidelik hulle van al hierdie goeder wat hulle moet betaal. Sies tog ek het amper vir hulle jammer gevoel. En dan kom ons weer hierso by iemand wat 'n kartoelaag kry. Ek dink die kartoelaag beloop Bo-op die salaris. Ja. Dit is 1,8 miljoen rand, miskien is dit 1,6, ek wil nou nie oordryf nie. Uitsa. Ons moet 'n bietjie met ons baas gesels. Ek dink julle moet. Yes. Ek gaan akademiese raad doen. Ja, nee, wat? Sjoe. Jene, dis baie geld. Ja. Gepraat van geld, wat gaan ons kos en as ons nou kyk na die wetgoeders en wat beteken die zero VAT, Christel? Ja. So hierdie gaan oor hulle praat van die VAT zero rated lid. So dis BTW en dit word sekere produkte word kwytgeskeld van BTW. So ons moet na die voorstel, die begroting moet nog deurgevoer word en dan nog gestem word daaroor, so miskien nie, miskien wel. So hierdie is produkte waarop daar nie BTW gehef word nie. So dit word as 'n reël so gedoen om mense te help om kos op die tafel te sit. So daar's sekere produkte, onder andere waarvoor daar gevra is sekere hoenderprodukte. Jy weet hoender is 'n stapelproteïen vir baie Suid-Afrikaners. Baie van ons maak regtig staat op hoender om vol te wees. Weet jy kan nie anders snitte bekostig nie, so jy kyk na hoender. Die bewoording van die konsep regulasies oor van die produkte wat ingestel het is nou so de mekaar dat mense nou nie eintlik heeltemal meer weet wat word ingesluit nie. Nou lag Peer weer want dit nou soos weer nie verbaas nie. So hulle praat byvoorbeeld van blikkies kos. Nou hulle praat van blikkies kos, maar nou is daar 2 blikkies produkte op die lys. Nou weet jy nie is dit alle blikkies kos wat kwytgeskeld word? Dit is wetgewing. Ja. So dit moet belas word of dit word nie belas nie. So as jy blikkie belas wat eintlik nie belas moet word nie, gaan daar waarskynlik vir jou gevolge wees. Dan is daar produkte soos hulle praat van beestert. Wat eintlik in vandag se terme 'n luukse snit is, nê? Miskien 20 jaar gelede sou hulle vir jou gesê dit is 5de kwart, jy het nie so baie geld daarvoor gekry nie. Maar dit is lankal nie meer so nie. As iets soos beestert kwytgeskeld word van BTW, dis nie die gemiddelde Suid-Afrikaner se aandete nie. Nee. So baie die mekaar. Hulle moet kyk na hierdie goed. Niemand weet nou wat dit sê is as jy die mekaar is, jy sê regstreeks. Dis vir my asof iemand vergeet het hoe die gemiddelde persoon in Suid-Afrika lewe. Wie ook al hierdie wet geskryf het vergeet wat die gemiddelde Suid-Afrikaner mee lewe. Ek bedoel, die feit dat die hoender sop mix wat nou basies dan uit die bene en die afval is wat mense mee sop moet kook. 'n waterige breedie met ten minste proe na iets wat arme mense gebruik. Dit het hulle heeltemal vergeet as 'n basiese proteïenbron. Maar dis nog belasbaar. Ek dink jy som dit baie mooi op as jy sê hulle het vergeet hoe die meeste Suid-Afrikaners lewe. Jy weet ertjies en bone is fantasties, dankie. Maar Maar jene ouens. Christel, ons is eintlik uit. Maar kom ons gesels gou vinnig oor die brilpikkewyne. Ja, hierdie gaan eintlik dit sê nou daar's 'n plan om Suid-Afrika se brilpikkewyne te red. Hulle is kritiek bedreig. Ons het nou gepraat oor geld en alles het geldwaarde word aan alles gekoppel. Daar word 'n baie groot geldwaarde uiteindelik ook aan iets soos pikkewyne gekoppel. 'n Mens moet ophou sien dat jy weet dit iets mooi is na te kyk en dit is al wat daar's geen ander waarde nie. Daar is ongelooflike waarde in ons natuur skoon en die goeders waarna ons omskien en die mense wat kom kyk wat ons hier het, ons moet dit oppas en alles hoef nie in rand en sent gemeet te word nie.
Partykeer is dit net die voorreg om iets te beleef, Ja. soos 'n pikkewyn. Kyk hier, rand en sent, vertel gou. Vertel my. Net by Simonstad, ek het dit uitgewerk. As jy die minste ingangsfooi betaal by Simonstad se Brilpikkewyn besigtigingsarea wat vir kinders onder 12 is en die hoeveelheid mense wat hulle sê 'n jaar daar is, maak hulle 360 miljoen 'n jaar net by Simonstad. So dis 'n groot deel van die ekonomie. Pikkewyne is 'n merkbaar en ek verstaan die visserybedryf wil nie pikkewyne so hard beskerm nie want ons wil oral vis vang. Ons wil alles vang. Ons moet eet. Maar beskerm maar 'n bietjie die Brilpikkewyn. Ons hoef nie alles te eet nie. Nee. Christel, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie kollegas, ek en my Big Pen gaan nou. Dis Christel Cornelissen. Bly gerus ingeskakel, net hierna gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.